Dit saam. Baie dankie, Hemelse Vader, dat ons die voorreg het om die woord te kan vergader. Dankie dat die woord die waarheid is, Here, en ek wil bid dat U dit in ons harte sal lewend maak. Dankie dat ons hierdie wonderlike brief na kan kyk, en ek wil bid dat dit wat Paulus geskryf het soveel jare terug, dat die Heilige Gees dit ook in ons harte sal lewend maak. Baie, baie dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. OK, ons begin vandag met hoofstuk 4. So ons het daarom nou al 3 hoofstukke gedoen, en so ons gaan nou, is nog net hoofstuk 4 en 5, dan is ons klaar met die eerste brief, en daarna sal ons die tweede brief ook doen, wat nog 3 hoofstukke is, sodat ons dan Thessalonisense klaar gedoen het, voordat ons dan met 'n nuwe brief begin. Maar as mens nou kyk na hoofstuk 4 vers 1 tot by 5 vers 11, dan begin Paulus met 'n nuwe afdeling in hierdie brief. Die nuwe afdeling word ingelei deur die woorde verder dan. Met ander woorde, en dan onthou julle die vorige keer was dit daai wensgebede van hom, en dan kom hy dan sê verder dan. Dit sluit aan by die vorige afdeling. Dis nie nou 'n aparte ding nie, maar vir terwille van duidelikheid gaan hy nou oor na iets anders toe. Hy het afgehandel met sake wat in die algemeen in 'n vriendskaplike briewe voorkom, en bespreek nou sake wat algemeen in briewe van morele aanmoediging voorkom. Paulus spreek nou sake aan waaroor Timoteus dan gerapporteer het. Ek meen, die instruksies kom dan in 4 onderafdelings. Die gedeelte wat ons nou ingaan, is daar 4 onderafdelings. Die eerste 2, met ander woorde hoofstuk 4 vers 1 tot 8 en dan 9 tot 12, gaan oor die gemeente se optrede, hoe dat gelowiges moet optree. Dit gaan oor die leefstyl wat gelowiges in hierdie wêreld moet handhaaf, en dan ook oor hulle optrede teenoor ander medegelowiges. Die derde een het te doen met gelowiges wat sterf voor Jesus se wederkoms. En dit sien ons in hoofstuk 4 vers 13 tot by vers 18. Dit word opgevolg oor vraagstukke oor die dag van die Here, hoofstuk 5 vers 1 tot by vers 11. Die inhoud van hoofstukke 4 en 5 is verwant aan die in hoofstukke 1 tot 3. Baie duidelik, let op die volgende. Heiligheid wat dominant voorkom in hoofstuk 4 vers 1 tot 8, word reeds in hoofstuk 3 vers 13, noem hy dit alreeds. Liefde vir medegelowiges, waarvan ons lees in hoofstuk 4 vers 9 tot 12, word ook in 3 vers 12 vermeld. Die wederkoms van Christus is 'n tema wat in beide hierdie laaste afdelings voorkom, hoewel baie meer prominent in die tweede een, maar ons lees alreeds daarvan in 1 vers 10, 2 vers 19, 3 vers 13 en dan 4 vers 13 tot by vers 18 en ook dan hoofstuk 5 vers 1 tot by vers 12. In al twee die afdelings, met ander woorde, hoofstuk 1 vers 3 en dan die tweede afdeling, hoofstuk 4 vers 5, benadruk Paulus die feit dat sy en sy medewerkers se gesag van God en van Christus afkom. Dit is hierdie autoriteit wat sy lering, soos wat ons het sien in 1 vers 5, 2 vers 4 en vers 13, en sy oproep tot aksie bekragtig. Met ander woorde, as Paulus praat, dan praat hy met gesag, en daai gesag kom van die
Here af, of dan soos dit in hierdie brief duidelik uitkom, dit kom van God af, met ander woorde God die Vader, maar dit kom ook van Jesus Christus, wat tog ook maar God is. So dit is maar net so kort inleiding om dan hierdie volgende paar verse beter te verstaan. Nou, hierdie hoofstuk 4 vers 1 tot 8 word ook basies opgedeel in 2 dele. Die eerste deel is vers 1 tot by vers 2 en dan vers 3 tot by vers 8. Nou vers 3 tot vers 8 is nogal 'n baie 'n groot ding in hierdie brief, maar ons sal daarby kom. Kom ons kyk na wat sê hy in vers 1. Verder dan, broers en susters, vra ons julle en spoor ons julle ter wille van die Here Jesus aan. Julle is deur ons onderrig oor hoe julle moet leef om God te behaag. Julle leef inderdaad ook reeds hiervolgens, maar julle moet nog al hoe meer so leef. So interessant, as ons nou hierdie gedeelte kyk, dan gaan julle 'n paar dinge sien wat nogal interessant is in hierdie eerste 2 verse. Nou, soos ons reeds gesê het, word hierdie nuwe afdeling dan ingelei deur die woorde verder dan. Paulus spreek die Tessalonisense aan as broers en susters, wat dui op die verhouding wat nou tussen gelowiges bestaan. Nou die Griekse woord wat daar gebruik word, is die woord adelphoi, wat eintlik adelphos is 'n woord vir broers, maar die konteks waarin hy skryf, sê vir ons dat jy adelphoi kan vertaal, nie net met broers nie, maar met broers en susters, soos wat baie van die nuwe vertalings dan ook doen. Die ouer vertalings het net gesê broers, maar Paulus het nooit die susters uitgesluit nie. Hulle was deel van waaroor hy dan die brief geskryf het. En ek weet as jy kyk na Paulus se lewe en dit kom voor in van sy ander briewe, hoeveel vroue het hy gehad as medewerkers, dan sien ons dat Paulus en soos ek vir julle vorige keer sê het met Efesiërs, is dit baie duidelik dat Paulus 'n baie hoë agting het van 'n vrou en dan ook van die huwelik. So baie van mense vandag sê dat Paulus was 'n vrouehater, hy het nie van vrouens gehou nie. Nou dis stoetentale nonsens. As jy sy briewe oordentlik lees, dan kom jy agter, hy het baie hoë agting gehad, ook van 'n vrou, soos wat ek ook het. Ek meen, ek is deur 'n ma groot gemaak, my pa is dood toe ek 9 was, so ek het baie agting, hoë agting vir 'n vrou. En ek dink dat vroue doen 'n wonderlike dinge ook in hierdie wêreld waarin ons lewe. Goed, so, maar hierdie ding dat hy hulle aanspreek as broers en susters, vertel dat daar's 'n verhouding. Ek meen, jy praat tog nie van jou broer of suster en daar's nie 'n verhouding nie. So dit is baie belangrik om te besef dat hierdie verhouding wat dan tussen gelowiges bestaan, dit dui op die feit dat die Christelike gemeenskap 'n familie is. Ons is deel van mekaar, of ons dit nou wil weet of nie. Ons is gekoop deur dieselfde bloed. Ons is gebore uit dieselfde God, en daarom behoort ons aan mekaar, en is ons werklik ook kinders van die Here, en deel van die gesin in die familie van God. Baie duidelik. Christene word deel van God se familie, waar hy dan ons Vader is. As kinders van een Vader, is Christene broers en susters wat soos familielede teenoor mekaar behoort op te tree. Maar ek weet, families tree nie altyd
baie mooi teenoor mekaar op nie, maar ons behoort mooi teenoor mekaar op te tree. Nou as ons kyk na Efesiërs 2 vers 19, sê Paulus dan ook dat gelowiges deel is van die huisgesin van God. Die apostel beklemtoon aan die feit dat die Tessaloniërs deur hulle onderrig, deur hulle, dit is wat sê Paulus en Timoteus en dan ook Silvanus wat hulle onderrig het, hy sê dan hy beklemtoon dat hy hulle onderrig is om so te leef dat hulle God sal behaag. Ek meen en dit is die grootste doel ook van enige Christen, is dat ons behoort so te leef dat ons God sal behaag. Ek meen is op die einde van die dag die belangrikste. En ek gaan nie soseer altyd wat mense oor jou sê nie, maar wat God oor jou sê. En hy weet ook wat presies in ons harte aangaan en daarom is dit belangrik dat ons so sal leef. Nou, hulle leef dan ook alreeds so. Ek meen Paulus sê julle leef alreeds so. Maar nou vra hy hulle en hy spoor hulle aan. Die ou vertaling sê hy vermaan hulle, die 53 vertaling. Die 83 vertaling sê ek versoek julle dringend. En dan sê die nuwe lewende vertaling, hy sê dat ons vir julle aanmoedig. Die New International Version sê we urge you. Met ander woorde, dit is iets, hy vra dit, maar hy sê dit met 'n absolute, ons vra julle, maar ons spoor julle ook aan, ons moedig julle aan, ons versoek julle dringend, dat julle ook hierin sal toeneem, om nog meer so te leef. Nou, soos iemand het so mooi uitgedruk het, with renewed commitment and effort. Hierdie dringende versoek aan hulle word gedoen terwille van die Here Jesus. Wat interessant is, dat Paulus vra hulle en hy versoek hulle dringend. So dis amper 'n dubbele aanmoediging, 'n dubbele ding. Hy vra hulle asseblief, gaan aan, julle moet toeneem hierin, maar hy spoor hulle dan ook aan om dit te doen. Baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Nou, dieselfde dringende versoek word ook in vers 10 gedoen, maar daar word hulle versoek om te groei in hulle liefde vir mekaar. Hier in vers 1 dring Paulus aan dat hulle leefstyl sal handhaaf wat God sal behaag, wat hulle inderdaad ook doen, maar hulle moet nie stagneer nie. Hulle moet terwille van die Here Jesus daarin groei. Om God te behaag beteken dat hulle primêre ambisie in die lewe behoort te wees to conduct themselves in a way that would please God. Met ander woorde, wat Paulus vra, julle moet so leef dat dit God sal behaag, dat dit God sal plesier gee, die manier wat julle leef. En as Paulus dit vir hulle sê, dan sê hy dit vir ons ook. Belangrik dat ons dit sal onthou, dat die Here wil hê, dat ons so sal leef, dat ons hom sal behaag. En ons kan dit nie doen in ons eie krag nie. Ons kan dit net doen saam met die krag van die Heilige Gees wat in ons woon. Dan kom hy by vers 2. Julle weet tog watter voorskrifte ons vir julle gegee het deur die Here Jesus. Die 83 vertaling vertaal dit so. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle opgedra het. So kan julle sien, hy het vir hulle voorskrifte gegee, maar hier kom dit ook baie duidelik uit. Dit gaan op gesag van wat die Here wat hulle dit gegee het. So dis is sommer net so iets nie. Ek meen dit gaan soos in die weermag. Ek meen toe ons in die weermag gekom het, as jong net uit matriek uitgekom,
En hier skielik sien jy hierdie korporaal. Ek meen in daai korporaal, jy kyk na hom en sy woord is wet. Maar hoekom is sy woord wet? Want agter hom staan die hele weermag. Agter hom staan die luitenante en die kaptein en die brigadier en die generaal is almal agter hom. Daarom dra sy woord geweldige gesag. En is in hierdie sin wat Paulus dit ook sê. Ons woord dra gesag, maar dis nie autoriteit wat uit onsself uitkom nie. Dit kom van die Here Jesus af. Baie belangrik, en van die Here. Nou in antieke briewe het 'n skrywer partymal die ontvanger aan sake herinner wat die persoon reeds geweet het. In sekere omstandighede was dit 'n aanduiding dat hierdie dinge nou uitgevoer moet word. Om hulle te herinner aan iets wat hulle reeds weet, was as belangrik beskou vir morele vooruitgang. Op dieselfde manier herinner Paulus die Tessaloniërs aan die lering wat hulle ontvang het. Dit is aan hulle oorgedra op die gesag van die Here Jesus. Hy dring keer op keer by hulle aan om te herroep dit wat hulle reeds weet. Vergelyk byvoorbeeld hoofstuk 1 vers 5, 2 vers 1 en 2 en 5 en 11, 3 vers 3 en dan ook 3 en 4 en dan ook 5 vers 2. Paulus weet en hy herinner hulle dat wanneer hulle sy lering onthou, hulle dit nie sal vergeet nie, maar dit in die praktyk sal toepas. Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, the proof of the pudding is in the eating. Met ander woorde, dit help nie, Jesus het dit ook sê, waarom doen julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Met ander woorde, die praktiese uitleef, die leefstyl van dit wat Paulus vir hulle gesê het, wil hy hier beklemtoon, is baie, baie belangrik, dat hulle dit sal toepas. Hierdie onderrig gaan meer as net die fundamentele lering oor die natuur van God en die werk van Christus, maar ook, dit gaan ook oor die etiese riglyne van die Christelike lewe om dit te omarm. Baie belangrik, en julle gaan sien, as ons kom by vers 3 tot by vers 8, wat hy dit baie, baie duidelik praat oor hoe belangrik is dit om hierdie goeders uit te lewe. Die instruksies wat hulle ontvang het, is nie net riglyne wat hulle kon ignoreer nie, maar is duidelike opdragte. Die gesag waarmee hierdie opdragte oorgedra word, was nie van die apostels self nie. Hulle was net boodskappers wat die opdragte onder die gesag van die Here Jesus oorgedra het. Die Tessaloniërs het 'n ware bekering ondervind volgens hoofstuk 1 vers 9 tot 10. Wat nou nodig is dat hulle meer en meer sal vorder in dit wat reeds in hulle lewe begin het. Dit sien ons dan in 4 vers 1 en ook in vers 10. En dan na sekere areas in hulle lewe, soos hulle seksualiteit, wat uitgespel word in hoofstuk 4 vers 3 tot 8, en hulle gewoontes oor arbeid, oor werk, wat uitgespel word in hoofstuk 4 vers 11 en 12, dat al hierdie dinge aan die heerskappy van die Here Jesus oorgegee sal word. So dit is dan die eerste 2 verse van hierdie hoofstuk 4. Nou, ek het nou 'n redelike lang inleiding wat ek saam met julle wil deurgaan oor hoofstuk 4 vers 3 tot 8, want om daardie paar verse te verstaan, is dit belangrik dat ons sekere gebruike wat bestaan het in die Grieks-Romeinse wêreld, dat ons dit ook sal verstaan, dan sal ons weer verstaan hoekom Paulus ook die dinge geskryf het, wat hy geskryf het. Verskoon my net. Nou die eerste spesifieke manier waarop die Tessaloniërs die aansporing om God in alles te kan behaag, kan vervul,
lê in 'n heilige leefstyl waarin hulle self weerhou van onsedelikheid. In Paulus se wensgebed in 3 vers 13 bid hy dat die gelowiges in Tessalonika met die wederkoms onberispelik in heiligheid voor God en Vader kan wees. Met Paulus se vroeë verwysing dat hulle van die afgode na God gekeer het, in Hoofstuk 1 vers 9, die B-gedeelte, het hy dalk ook seksuele immoraliteit in gedagte gehad, wat hy nou in Hoofstuk 4 vers 3 tot 8 aanspreek, aangesien sulke immorele optrede deel was van die heidense kultusse en godsdienste van daardie tyd. Ek meen, dit is net so. Ek meen, dit is, ons sal nou verder gaan, maar ek net sê vinnig, in Korinthe byvoorbeeld sê hulle was daar 'n tempel gewees en daar het tempelprostituie gewerk en hulle sê was op 'n stadium waar daar 1000 van hulle was, wat die mans, dit was deel van hulle heidense aanbidding, was dan om by hierdie prostituie te slaap. So, dit was absoluut aan die orde van die dag in die Grieks-Romeinse wêreld waarin hierdie mense geleef het. En daarom is dit belangrik dat ons so 'n bietjie daarna kyk, dan sal ons ook verstaan waarom Paulus die dinge sê wat hy dan in vers 3 tot 8 gesê het. So, is belangrik om dit te verstaan, is dit nodig dat ons aandag skenk aan die historiese en sosiale konteks van hierdie gedeelte en veral aan die onderwerp van seksuele optrede en moraliteit in die Griekse Romeinse leefwêreld van die eerste eeu. Daar het in die Grieks-Romeinse wêreld van Paulus 'n baie verdraagsame gesindheid teenoor verkeerde seksuele optrede geheers en veral oor dan egbreek en so aan wat plaasvind, seksuele praktyke wat hulle beoefen het buite die huwelik. Dit was absoluut net aanvaar as normaal. So in die Grieks-Romeinse samelewing was huwelike gewoonlik 'n reëling tussen families eerder as liefde wat bestaan het tussen 'n man en 'n vrou. Mans in hulle middel 20's is dan op so 'n manier verbind aan jong meisies wat skaars uit hulle tienerjare gekom het en wat hulle oor die algemeen nog nooit eers ontmoet het nie. Families het by mekaar gekom en dan hulle die twee by mekaar gebring en dit is wat gebeur het in daardie tyd. Dit was 'n aanvaarbare gebruik dat getroude mans seksuele verhoudings met ander vroue soos prostituie, slavinne en minnaresse uit die lae sosiale klasse gehad het. Dit verklaar hoekom iemand soos Demosthenes wat nog voor Christus geleef het, daar 384 tot 322 voor Christus. Hy was waarskynlik die grootste van die Griekse orators en 'n gerespekteerde burger van Athene. In sy poging om vroulike huweliksmaats te prys, het hy heel saaklik die volgende gesê. Ek lees dit in Engels want dis maar net beter om dit te vertaal, gaan vir my bietjie moeilik gewees het. Hy het geskryf: Mistresses we keep for our pleasure, concubines for our day-to-day physical well-being, and wives to serve as trustworthy guardians over our households. Dat hierdie gesindheid glad nie verander het nie, is duidelik uit die woorde van die Stoïsynse filosoof en moralis Cato, wat 106 tot 43 voor Christus, so wat 3 eeue later, wat mans geprys het, wat hulle seksuele begeertes by prostituie bevredig het, eerder as om dit te doen met iemand anders se vrou. Iemand so Cicero het in 106 tot het voor Christus hy gesê dat een van Rome se mees beroemde politici en orators
het dieselfde permissiewe siening oor seks buite die huwelik gehad en verklaar dat dit doodnormaal vir mans is om prostituie te besoek. Nog 'n voorbeeld was Plutarchus. Hy het in 26 tot 120 na Christus geleef, wat voornemende bruide die raad gee om eerder hulle oë te sluit vir hulle mans se buitehuwelikse seksuele aktiwiteite as om daaroor te kla en sodoende hulle huweliksverhouding te versuur. Nou kan julle dit glo, ek meen, dit is ongelooflik. Nou hierdie verdraagsame uitkyk oor oorspel en egbreek was algemeen in daardie heidense kulture. Dit is geen wonder dat die Joodse Christelike leiers van die kerk in Jerusalem in so 'n sosiale konteks dit nodig gevind het om in 'n brief aan die Christene uit die heidendom in Sirië en Cilicië te skryf dat hulle onsedelikheid of dan seksuele losbandigheid moet vermy. Handelinge 15 vers 20, 29 en 21 vers 25. Seksuele aktiwiteite was gereeld gekoppel aan heidense godsdienstige praktyke, met die gevolg dat tempels dikwels 'n reputasie vir immoraliteit gehad het. Die band tussen tempels en seksuele aktiwiteite kom duidelik na vore in die Nuwe Testament, waar elke verwysing na vleis wat aan afgode geoffer is, vleis wat gereeld geëet is in 'n eetkamer binne in die afgodstempel van die afgod aan wie die vleis na geoffer is, word in dieselfde asem genoem as seksuele immoraliteit. Die Griekse woord wat daar gebruik word is die woord porneia. En ons lees daarvan in 1 Korintiërs 10 vers 7 tot 8, Handelinge 15:29, Openbaring 2 vers 14 en 20 en Hoofstuk 9 vers 20 tot 22. Dit is veral betekenisvol vir 'n studie van 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8 om daarop te let dat 'n aantal godsdienstige kultusse in Tessalonika seksuele aktiwiteite in hulle aanbidding ingesluit het. In die tyd van Paulus was Kabirus, die Kabirus kultus, die mees populêre godsdiens wat daar beoefen is, alhoewel baie van die rituele waarmee hierdie kultus geassosieer word 'n misterie is, dui die beskikbare bronne aan dat hulle sterk seksuele karakter gehad het. Daar was nog ander kultusse soos Dionysus, Isis en Aphrodite waar seksuele simbole en seks self 'n groot rol gespeel het. In die lig van die voorafgaande kan ons verstaan waarom Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8 sy besorgdheid uitspreek dat hulle nie moet terugkeer na hulle vorige heidense praktyke nie. So dit is dan die inleiding van daai volgende paar verse. En ons sal dan by volgende keer sal ons daai verse behandel. Ek gaan dit net vinnig vir julle lees. Hoofstuk 3, vers 3 sê, want dit is God se wil, dat julle heilig moet leef, dat julle sal weerhou van onsedelikheid, dat elkeen sal weet om sy eie vrou op 'n heilige en eerbare wyse te verkry, nie uit wellustige begeertes soos die heidene wat God nie ken nie, en dat hy nie sal oortree en sy broer in hierdie saak sal bedrieg nie. Want soos ons tevore vir julle gesê het en dat nadruklik bevestig het, die Here vergeld al hierdie dinge. God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Daarom dan, die een wat dit verontagsaam nie 'n mens nie, maar God wat sy Heilige Gees aan julle gegee het. En dit sal ons dan, as die Here wil, sal ons volgende week dan oor hierdie 3 verse praat. Maar ek vertrou dat hierdie inleiding wat ek vir julle gegee het,
dat dit julle sal help om dan ook hierdie gedeelte baie beter te verstaan. Hoekom Paulus vir hulle so gewaarsku het, want dit was 'n algemene gebruik waaruit baie van hulle gekom het. En as ons dalk iewers later by die Korintiërsbrief kom, gaan ons sien, dit was een van die dinge wat Paulus geweldig daar moes aanspreek, want daar was van daai Christenmans wat met daai praktyk aangehou het. Hulle het nie daarmee opgehou nie. Ek meen, en ek dink in die tyd waarin ons vandag lewe, wat immoraliteit ook maar baie keer hoogtyd vier, is hierdie waarskuwings ook baie goed, dat ons ook daarna sal kyk en vir die Here sal vra om ons te help om altyd heilig voor sy aangesig te lewe. Heilig beteken om afgesonder voor hom te leef, en die Bybel sê dit ook in die Korintiërs, sê hy, dat ons met die Here met ons gees en ons liggaam verheerlik. So baie belangrik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons so ver kon kom in hierdie brief, en help ons, Here, dat ons regtig waar U altyd voor oë sal hou, en dat ons 'n heilige lewenswandel sal handhaaf. Ons kan dit nie doen in ons eie krag nie, maar ons dankie vir die krag van die inwonende Heilige Gees, wat ons in staat stel om in oorwinning te leef. Baie, baie dankie in Jesus se naam. Amen.